Goeiedag liefde en welkom by ons oordeenkendheid saam van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so 'n voorreg om tyd te kan spandeer saam met jou in God se woord. As ek vir jou 'n vraag kan vra, wie van julle hou van wag? Wie van julle like van wag, Wag vir my persoonlik is nie maklik nie. Veral as jy nie weet presies hoe lank jy moet wag nie, Maar wag met geloof. Dis eintlik iets anders, dis iets besonders en dit is wat ons onsself vind hierso tussen die hemelvaart en die dag van Pinkster. Laasweek donderdag, die 29ste Mei was hemelvaartdag wat ons gevier het en hierdie Sondag wat kom is Pinkstersondag. En dis nou waar die disippels hulle self vind. Hulle is in hierdie wagperiode. Nou om te wag, dis soos om die deur oop te hou. Al weet jy nie wanneer die besoeker gaan opdaag nie. Dit is terug by daai gedagte van wag. Jesus het vir sy volgelinge gesê, dis wat die opdrag wat hy gesê het. Hy het gesê hulle moet gaan wag in Jerusalem op die belofte van die Vader. Maar wat min mense besef is, volgens 1 Korintiërs 15 vers 6, en dit is vir my eintlik great om te weet, het Jesus na sy opstanding aan meer as 500 mense verskyn, aan meer as 500 mense. Maar dan as ons lees in Handelinge 1 vers 15, was daar slegs ongeveer 120 mense wat uiteindelik saam gebid het en opgedaag het in gehoorsaamheid tot Jesus se opdrag in die boefretrek. Met ander woorde, nie almal wat gehoor het nie, het gebly nie. Dis eintlik hartseer. Nie almal wat Jesus gesien het nie, het gewag nie. Jesus het gesê in Handelinge 1 vers 4, kyk gou die vers, moenie weggaan uit Jerusalem nie, maar wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Geliefde, daai is 'n toets van vertroue. Nie net om te hoor nie, maar om te bly. Om te bly en te glo. Om te glo en te wag. Die 120 het gebly. Nie omdat hulle beter was nie omdat hulle die geestelike elite was nie, maar omdat hulle eintlik maar net eenvoudig gehoorsaam was. En hulle was die mense wat die eerste vuur van die Heilige Gees ervaar het en daai vuur verder gevat het. Ons gaan later in die week aan kyk, maar in Handelinge 2 direk hierna lees ons hoe 3000 mense tot bekering gekom het as gevolg van daai 120 gelowiges se gehoorsaamheid. So, prakties, dalk het jy al iets van God gehoor, maar jy sien nog nie die vrug daarvan nie. Dalk wag jy al lank vir 'n deur om vir jou oop te gaan, maar jy leer ek en jy, ons moet leer uit die voorbeeld van die wat gebly het vir die wat gewag het. Dis nie hoeveel kennis wat jy moet hê wat jy voorberei vir God se krag nie, Dis die gehoorsaamheid, my en jou volharding en ons bereidheid om te wag wat baie keer vir ons daai deurbraak bring. So prakties, ek wil jou uitdaag. Skryf vandag hierdie vraag in jou joernaal of jou noteboek neer, of sê dit net vir jouself hardop. Waar het God my gevra om te wag, maar ek is dalk al te besig om op te gee. Ek het nie die geduld gehad om te wag nie, daarom het ek opgegee. En ek wil jou aanmoedig, bid weer oor daai ding, As jy kan stil raak en net vir 'n oomblik besef dat om te wag in geloof is belangrik. En jy het dalk 'n ding gekry by die Here, en jy was net nie geduldig genoeg om te wag nie. Praat weer met die Here. Praat met hom oor. En as jy kies om te bly, as jy kies om te wag en jy kies om te vertrou soos daardie 120, want wat kan gebeur? Wat kan gebeur as God gaan deurvoer op jou geloof om te wag en geduldig te vertrou? Ek hoop dit maak vir jou sin. Ek hoop vandag inspireer jou. Ek kan nie wag om jou môre weer te sien saam met my op hierdie platform nie. Kom ons bid gou saam. Vader, so baie dankie. Baie dankie dat U het beloftes gegee vir daai gelowiges en 'n baie kleiner groepering as die oorspronklike groepering het gewag in gehoorsaamheid. Maar wow, Here, toe U opgedaag het met die Heilige Gees vuur en U bekragtig hulle, het hulle lewens onherroepelik verander. En daarom vandag bid ons, Here, dat U het al baie dinge vir ons gesê wat ons dalk nie die geduld gehad het om voor te wag nie, wat ons nie geduldig en gehoorsaam genoeg was en ons het dalk nie genoeg vertrou nie, ons het opgegee. En ons het te vinnig aanbeweeg. Vat ons terug na daai oomblikke toe. Vat ons terug na daai versoeke toe, na daai opdragte toe van waar ons moet wag en maak dit helder in ons gedagtes en helder in ons harte, helder in ons verstand, dat ons weer sal begine bid oor waar ons in die eerste plek moes gewag het. En Here, as U gaan begine deurkom op daai dinge, gaan ons lewens ook onherroepelik verander in die voorreg. Dat wanneer daai dinge vir ons verander, dan vat ons dit uit na ander mense, dat ons kan getuig van die Here se getrouheid. Here, so kom werk met ons ongeduld en baie keer ons ongeloof. Ek bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.